Goeiedag, liewe luisteraars. Ek groet u in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Dis weer 'n wonderlike voorreg om saam met u te deel rondom die woord van die Here. Ek is weer vandag hier saam met my lieflike vrou Michelle. Ons is weer hier om u julle te bemoedig vir die nuwe jaar wat ons besig is om in te gaan. Yes. Dis die tweede dag van die nuwe jaar en ons is bly en ons is opgewonder van ons weet daar is opportunities, daar is geleenthede en alles, maar ek wil vir julle gou net bemoedig uit die skrifgedeelte in Jesaja 43 vanaf versie 18. Hy sê, dink nie aan die vorige dinge nie en slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie. Kyk, ek gaan iets nuuts maak, nou sal ek dit uitsprei, sal julle dit nie merk nie. Ja, ek maak 'n pad in die woestyn, riviere in die wildernis. Tot sover. Die Here sê, dink nie aan die vorige dinge nie, sê die woord van die Here hier in Jesaja. En dan sê die Bybel vir ons verder, hy sê ook, ek dink as in 1 Petrus, wat die woord van die Here praat van die lewende hoop wat ons moet hê. Hierbaar is dit so belangrik, dat ons moet sien dat hierdie jaar vir ons iets niets na vore gaan bring. U het deur baie dinge gegaan, u moes baie dinge verdra, die ou jaar, en ons is nou in 'n tyd waar ons die geleentheid kry om ander besluite te neem of om ander keuse te maak. Dis 'n jaar wat vir ons voorlê en ons vertrou die Here dat hy ons genadig sal wees en dat hy ons barmhartigheid sal toon, dat ons die jaar kan uithou, dat ons die jaar kan uitmaak. Jy sien, niemand is gewaarborg dat alles perfek sal gaan nie. Maar voor ek verder gaan, dierbares, wil ek net vra om my vroukie om vir julle gewoon net so kortliks te bemoedig, want ek glo sy het 'n sterk bemoediging vir julle vir hierdie nuwe jaar wat vir u voorlê. Amen. Groete na die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus, 'n eer op voorreg om weer eens saam met julle te kan deel rondom die woord van die Here. Soos my eggenoot nou gesê het, ons moet vergeet van die vorige dinge. Die Here is so groot, getrou en hy is almagtig. Die koordigter sê, deur die hele jaar het Jesus ons veilig deurgedra en daarom is ons so gelukkig. Amen, prys die Here. Want ek dink 'n hele jaar was so vol, daar was blydskap, daar was trane, daar was in die jaar was daar soveel dinge gewees. Amen, prys die Here. Maar ons gee weer eens die eer aan die Here, van hy het ons tot hiertoe, het die Here ons gedra. Ek dink aan die skrifgedeelte wat praat in Handeling van die vrou Tabitha. En die woord van die Here sê, daar was 'n sekere vrou met die naam Tabitha. En hierdie vrou, prys die Here, het baie gedoen. Sy het klere gemaak, sy het gegee aan die armes, sy het goed gedoen. En daar kom 'n sekere tyd wat hierdie vrou sterwe, sê die woord van die Here. En die woord van die Here sê, hulle vat haar toe op na die boventrek toe. En die vroue wat nou daar om haar was, prys die Here, sê toe vir 2 mans, hulle moet vir Petrus gaan roep, omdat Petrus na aan die plek gewees het, waar sy gewees het. En hulle gaan roep vir Petrus, amen, prys die Here, Petrus kom. En toe Petrus kom, sê die woord van die Here, wys hulle aan Petrus, maar wat hierdie vrou gedoen het. Hulle wys die klere en alles wat hierdie vrou gedoen het, hoe goed hierdie vrou was. En hierdie vrou het gesterwe. Die woord van die Here sê, Petrus gaan en Petrus stuur toe vir hulle uit. Petrus gaan en Petrus buig voor hierdie vrou. Prys die Here en Petrus bid, Petrus sê vir hierdie vrou, maak oop jou oë en staan op. En dit is so toch baie belangrik, wat ek besef, wat die Heilige Gees aan my oop maak, wat ek besef is dat, ons kan nie toe oë in hierdie jaar ingaan nie. Dit is belangrik dat ons eers ons oë moet oopmaak, voordat ons opstaan. En dat soveel dinge gebeur in hierdie jaar wat verby is, dat ons het misluk, dat baie goed verkeerd gegaan. Ons het goed gegee, soos hierdie vrou gegee, het goed gegee, aan mense gegee, prys die Here, baie goed gedoen vir ander. Maar is baie belangrik dat ons eers die Here moet aanneem, sodat die Here ons oë kan oopmaak, dat ons beter kan sien
Amen. Yes. Amen, prys die Here. So hierdie jaar lê daar baie goeie dinge vir ons in store, ja. maar dit is belangrik dat ons die Here moet aanneem en vra, Here, maak ons oë oop dat ons beter kan sien, dat die Here beter kan doen in ons lewens. So dit is baie belangrik. Ons het misluk. Yes, Lord. Miskien die jaar wat verby is, soos ek sê, baie dinge het skeef geloop. Amen, prys die Here. Die Here het vir ons baie dinge gedoen. In die jaar wat verby is, prys die Here. Maar die Here is getrou. Hy is nog in staat om meer te kan doen. So dit is baie belangrik dat ons moet ons kan nie toe oë, soos ek sê, toe oë in die volgende jaar in hierdie lewe ingaan nie. Dis baie belangrik dat ons oë moet oopgaan. Amen. Prys die Here. Dankie vir my vrou daarso. Wat 'n kragtige bemoediging, dierbaar is. Dit is so belangrik dat ons oë moet oopmaak en dat ons die Here moet vertrou en dat ons moet sien waarna toe ons op pad is. Die Bybel sê die oog is die lamp van die lig van die liggaam. Ek wil vir u vandag bemoedig, soos my vrou nou gesê het, dit baat ons dan op en ons oë is toe nie. Van waartoe gaan jy beweeg? Jy's in die donkerte as jy oë toe is. Jy kan nêrens sien, jy kan niks vat, jy weet nie watter kant toe jy beweeg nie. Maar dit is so belangrik dat jou oë moet oop wees sodat jy kan sien waarna toe jy gaan. En God is 'n God wat 'n mens se oë wil oopmaak vir die toekoms waarna toe ons op pad is. Niemand van ons weet wat die toekoms vir ons inhou nie. Ek weet laas jaar was sommige van ons suksesvol, sommige van ons het bietjie gesukkel om aan dinge te kom, sommige van ons het dit glad nie gemaak, die planne wat u gehad het om sekere plekke te bereik, of sekere suksesse te behaal, het u nie gemaak nie, en u sê u self, elke jaar sit ek vir my 'n mylpaal op, elke jaar is daar dinge wat ek wil doen, maar elke jaar misluk dit. Ek wil vir u vandag sê, dalk het u al Jesus Christus ook aangeneem en u het vertrou dat die Here sal daai jaar vir u 'n verandering maak. Maar hier sê die woord van die Here vir ons in Jesaja 43 versie 18, hy sê, moenie dink aan die vorige dinge nie. Hy sê, maar kyk, ek doen 'n nuwe ding vir jou. U sien, die Bybel leer ons ook, ek dink dis in Jesaja 40 wat hy sê, wie op die Here wag, kry nuwe krag. U sien, die Here is 'n God wat getrou is. Maar getrouheid aan die Here kom nie net van een kant af nie. Die Here kan nie alleen getrou wees nie. Ons ek en u moet ook getrou wees aan God. Dis soos 'n huwelik tussen 'n man en 'n vrou. Wat getrou is aan mekaar, hulle vertrou mekaar. Hulle deel met mekaar baie dinge. Wanneer ons huil ons saam, wanneer ons lag ons saam, wanneer ons deur sekere swaar tye gaan ons saam deur daardie tye, totdat die Here weer vir ons deurbreek. Die Here breek vir ons deur enige situasie. Jy sien, baie maal, dan wanneer ons deur sekere dinge gaan, wat moeilik is, dan lyk dit die dinge hou nie op nie. Maar wanneer die Here weer die lig bring, en die Here weer deurbreek, wanneer Jesus Christus weer 'n wonderwerk kom doen, 'n mooi werk kom doen, dan is dit asof ons vergeet van die dinge wat alles verkeerd geloop het in ons lewens. So daar is 'n seisoen, daar is 'n tyd, sê die Bybel, vir alles. Daar is 'n tyd vir goeie dinge en daar is 'n tyd vir slegte dinge. Maar soos my vrou nou gesê het, dit is so belangrik dat ons oë moet oopgaan. Soos die woord van die Here ook sê hier in Jesaja 43, dat ons moet die vorige dinge vergeet. 'n Mens kan nie met ou dinge gaan in om en verandering wil maak, in iets niets in beweeg, in 'n change wil maak, maar jy wil sekere ou karakters, eienskappe, sekere ou houding, sekere ou dinge wat jou terughou, wil jy saamvat. Dit gaan jou nie help nie. Dis beter om nie daaraan te dink nie. Dis beter om ontslae te raak van die ou negatiewe dinge wat jou terughou, die denke waar jy misluk het. U sien, dis baie moeilik om wanneer jy in iets gaan wat jy nie gewoond aan is nie, dan is dit baie moeilik om daardie verandering te aanvaar. Verandering praat nie van iets wat jy gewoond aan is nie, maar dis iets wat ons nie gewoond aan is nie. Daarom word dit genoem 'n verandering wat ons moet maak. Ons moet iets aflos. Jy moet ontslae raak van sekere dinge. Ek dink so nou aan die blinde man van Jericho wat uitgeroep het, Jesus, seun van Dawid, wees my barmhartig. Toe hy hoor dis Jesus wat deur Jericho gaan, toe roep hy in huis. Die Bybel sê dis die blinde Bartimeus wat uitgeroep het, Jesus, seun van Dawid, wees my barmhartig. Baie het hom stil gemaak. Baie het vir hom gesê, bly stil. Die Bybel sê, maar Jesus het gehoor die man se
geroep en Jesus het stil gaan staan en gesê, bring hom na my toe, laat hom na my toe kom. Die Bybel sê, toe die mense vir Bartimeus, die blinde Bartimeus sê, Jesus roep hom. Die Bybel sê, toe hy opgestaan en het die boekleed wat hy aangehet het, het hy afgeskit, hy het dit afgehaal. Jy sien, dis belangrik om goedes af te haal en ek dink ons hoor dit jaar op jaar, maar jy sien, baie mal haal ons dinge af of ons skit goeders af, maar dat tel ons dit weer op en ons vat dit weer saam. Dis belangrik dat ons totaal en al ontslae moet raak van dit wat ons in die verlede oorgekom het en wat ons gedoen het, die seer wat daar was in die verlede, die persoon wat ons seer gemaak het in die verlede jaar is nou verby. Die verlede is nou verby. Hy sê uitdruklik, dink nie meer aan die vorige dinge nie, maar hy sê, kyk, ek doen 'n nuwe ding. Ek moet my uitstrek. Die Bybel sê, Paulus sê, vergeet van die dinge wat agter, hy vergeet van dit wat agter hom is en hy strek hom uit na dit wat voor hom is. Kom ek en u sien, dit klink net na woorde en dit klink net na bemoedigings en so, maar dit is so belangrik dat ons die erns van dit moet sien. En die erns van dit is dat, dis nie mensgemaakte woorde nie, dis nie wat 'n mens sê nie, maar dis wat God deur Petrus gespreek het, en dis wat God deur Jesaja gespreek het, dis die woord van die Here, en daar's lewende krag in God se woord, wanneer ons die woord van God in ons harte aanvaar. Die Bybel sê, die Bybel sê in 1 Petrus, versie 3, noem hy daar, hy praat van die lewende, die wedergeboorte in die lewende hoop in Christus. Jy sien, hy praat nie net van 'n hoop, maar hy praat van 'n lewende hoop. En 'n lewende hoop is iets soos dit. 'n Lewende hoop is altyd op afwagting vir iets wat op pad is. Ek wil vir u sê, hierdie jaar is daar dinge vir jou op pad. Maar jy moet nie ophou hoop nie. Jy moet, daai hoop moet vars wees. Daai hoop moet lewendig wees. Daai hoop moet so wees. Wanneer jy iemand in die verte, as hulle sê, jong, as hy persoon al op pad, of jy's op afwagting vir iemand wat nou toe moet kom, of jy het jou seun of jou kind gestuur winkel toe en die persoon so moet terugkom, as staan jy mos buite en jy kyk, jong, jy sit jou hand so voor want jy's op afwagting vir iemand wat op pad is. En so moet jou lewende hoop wees. Jy moet op daardie trant wees dat jy is op afwagting vir iets wat op pad is. Die Bybel sê, salig is hulle wat my nie sien nie, maar tog in my glo. Die Bybel sê dat ek en u wat in Christus is 'n nuwe skepsel, en ek en u wat in Christus glo, en geloof in Christus het, moet dan hierdie lewende hoop ervaar en dit uitleef in Christus. Van definitief is daar iets hierdie jaar vir jou op pad, maar jy moet hierdie hoop in Christus hê. Jy moet hierdie lewendigheid in Christus hê, van hy is 'n lewende Christus. U sien, hierdie lewende hoop het gekom toe Jesus Christus vir ons opgestaan het uit die dode. Van toe hy sterwe, toe sê hulle, hy sal op die 3de dag opstaan. Baie het gedink, dit sal nie gebeur nie. Die Fariseërs het gesê, nee, dis 'n leuen. Hierdie ding gaan nie werk nie, hoe gaan hy hier opstaan? Maar die Bybel sê vir ons uitdruklik, hy het opgestaan. Hy het verskyn aan sy disippels. Hy het vir Filippus en vir Thomas gesê, kyk, hier is die wonde, sy druk jou vinger daarin, voel as dit ek. Hy was daar, in lewende lyf het hy daar gestaan. Jy sien, die disippels het gehoop en hulle het geglo in wat Jesus Christus sê, en toe hulle hom in die bovertrek sien verskyn, toe hy in die bovertrek aan hulle verskyn, toe is hulle opgewonder, van hier het die lewende hoop 'n werklikheid geword, man. Dit het 'n werklikheid geword. Hulle oë was geestelik oop gewees. Toe Jesus nie daar was nie, toe was hulle oë geestelik oop, van hulle het geglo in hierdie seun van God. En dit is wat ek en u vandag moet doen. Ons moet glo in die seun van God. Van hy is 'n werklikheid. En hierdie jaar kan jy nie sonder Jesus Christus nie. Weet jy wat, my vrou? Die lewe is so moeilik. Ons sien wat in die land aangaan. Ons sien wat in ons parlement aangaan. Ons sien oral hoe dat dinge moeilik is in Suid-Afrika. Dit is nie meer soos dit was nie. Dinge is nie meer so nie. Respek verdwyn. Die orde in die land verdwyn. Baie dinge gaan weg. Maar die Bybel sê, waartoe moet ons gaan? Ons moet bid. Hy sê, gaan na jou verborgene God en bid. Dit is wat die lewende hoop en die geloof in Christus doen. Dit gee ons die vermoëns op ons knieë te gaan en te bid en die Here te vertrou. En wanneer ons daar opstaan, dan is ons oë meer oop en ons kyk meer beter na die lewe. Ons kyk verby die verdrukking, ons kyk verby die probleme, ons kyk verby die omstandighede en ons druk deur. Ek en my vrou het al deur baie dinge gegaan. Ek het al vir julle die getuienis gegee oor my seun wat hierdie epilepsie aanvalle gehad het. Ek het al vir julle daardie getuienis gegee en hoe die Here hom genees het as gevolg van die geloof wat ons gehad het.
Maar ek wil vir julle sê, daar so baie getuienisse, wat baie ernstig was, wat 'n mens nie graag wil oor praat nie, want jy het nooit daaraan gedink, dat die Here dit sal kan oplos nie. Maar nou ken ons God in alles, want hy sê, ken my in al jou weë, en ek sal jou paaie gelyk maak. Ja. Gelyk maak. Yes. Daar's tye wat my vrou self deur moeilike tye gegaan het, en ek dink op 'n volgende keer kan sy vir julle weer bemoedig deur wat sy alles gegaan het, en 'n lewendige tye gee vir waar die Here haar uitgedra het, Yes. maar dis omdat ons geloof in Christus is, want die Here Jesus Christus lewe binne in ons. Paulus sê hy lewe nie meer nie, maar Jesus Christus lewe binne in hom. Laat toe dat hierdie lewende hoop in u lewe, en laat toe om te vergeet van die vorige dinge, Yes. en strek jy uit met dit wat voor lê, aanvaar die veranderinge wat plaasvind, en gryp die opportunity wat jy kry, die nuwe werksopportunity, Gryp dit aan, die ja. nuwe geleentheid wat jy kry, gryp dit aan, kyk Yes. na die positiewe, en vergeet die negatiewe, Yes. gaan hierdie jaar in met 'n positiewe gesindheid, Blydskap. 'n positiewe Ja. karakter, 'n positiewe blydskap Ja. in alles wat jy doen. En die Here sal u seën. Amen. Geseënde nuwe jaar aan u almal, elke kyker, elke luisteraar. Ek wens u 'n geseënde en voorspoedige nuwe jaar toe. Yes, Moet opgee nie. Hou aan, hou uit. Glo in Christus Jesus. Vertrou in die Here Jesus Christus. Hy is 'n werklikheid. Die Here seën u. Ek gaan gou my vrou net so kortliks vra om vir julle nog so 'n bemoediging te gee, en dan gaan sy vir ons afsluit met 'n woord van gebed. Amen. Ek sit en dink nou so aan die goedheid van die Here. Hoe mense moet dink aan die vorige goedie. Yes. En ek dink nou so aan, daar was so baie tye gewees wat 'n mens in sekere goed, wat die sekere goed wat ons deurgemaak het, Yes. en wanneer die Here 'n marvelous job kom doen, wanneer Yes. die Here deurbreek, Yes, Lord. dan vergeet jy van hy goed. Jy kan nie eens al hy goed onthou nie. Yes, Lord. Jy kan nie eens onthou van hy moeilike tye nie. Daar's Yes. sekere goed wat jy nie kan eens onthou nie. ja. Onthou nie. Yes. So groot, so Amen. getrou is die Here, want hy het gesê hy kom as die lig, Yes. en hy bring lig. Amen, prys die Here. En ons weet wanneer daar iets ligs is, dan kan 'n mens beter sien. Yes. Sy kan mekaar beter sien, sy kan beter vat, sy kan verstaan, jy kan beter sien. So hy het gekom as die lig. So my bemoediging is, ons kan die Here vertrou, soos my genoot nou gesê Yes. dat ons moet volhou. Ja. Amen, prys die Here. Kom ons stap hierdie jaar in met geloof. Ja. Amen, en ons kyk wat die Here vir ons kan doen. Amen. Die Here is mooi. Amen. Amen. Halleluja. Die Here seën dierbares. Ek hoop en vertrou dat ons julle sterk bemoedig het, en ek hoop u sien ook kans vir die nuwe jaar. Maak nie saak wat kom nie, u gaan deurdruk, u gaan aanhou. U sien 'n persoon met sterk karaktereienskappe is 'n persoon wat weet wat dit kos om te ly, om deur verdrukking te gaan, om deur moeilike tye te gaan. Hy's 'n persoon met goeie karaktereienskappe. Sulke mense weet hoe om deur te druk, soos die vrou wat in bloedvloeiing gelei het. Sy het geweet hoe om deur te druk. Die Kanaanitiese vrou wat uitgeroep het, Jesus seun van Dawid, wees my barmhartig, wat gesê het, selfs die krummeltjies wat van die tafel afval, sal vir my genoeg wees. Daardie vrou het geweet hoe om deur te druk. Die Bybel sê, toe sy vir Jesus sê, selfs die krummeltjies is genoeg. Toe as haar huis gesond, toe is haar dogtertjie by die huis gesond, toe is die duiwel uit haar woning uit. En dis die tipe geloof wat jy hierdie jaar nodig het, ten spyte van wat rondom jou aangaan, as jou oë gevestig, jou hart gevestig, jou siel gevestig op Christus Jesus. In geloof beweeg jy. Elke stap wat jy gee is in geloof. Elke woord wat jy spreek is in geloof. Van die Here Jesus Christus is in jou. Die Here seën u. Kom ons sluit ons oë en ons vra my vrou om vir ons 'n gebed te doen. Ons getroue God, dierbare Hemelse Vader, weer eens kom nader ons die troon van lof, troon van genade. U is almagtig, u is heilig, u is wonderbaar. Daar is niemand soos u nie, niemand wat met u vergelyk kan word nie. U is die begin, die einde, die eerste en u is die laaste. Baie dankie Here, die woord van u sê u oë deurkruis hierdie hele aarde. En ek weet dat u oë gerig is op een en elk, liewe Here. U is bewus van een en elk. U is bekend
van een en elk, U weet van een en elk, liewe Here. Jesus. En daarom bid ek, liewe Here, dat U, liewe Here, die wat die woord geluister het, dat Ja, U, liewe Here. Here, in hulle harte sal werk, Yes, dat U hulle Jesus. sal help, liewe Here. Jesus, Dit is so toch belangrik, liewe Here, dat die mense sal verstaan. Dit is Halleluja, belangrik dat Jesus. hulle U in hulle lewens moet aanneem. Ek bid, liewe Here, dat die harte sal roer, liewe Here, dat hierdie woord effektief op mense se lewens sal wees, liewe Here. Ek bid dat die Heilige Gees, weet ek het die afstand Jesus naam. nodig nie, Yes, maar ek bid dat die Heilige Gees sal trommeveer, dat die Heilige Lord Jesus. Gees sal werk, liewe Here. Ek bid die Heilige Gees dat U aanraak Ja, elke Jesus. kyker, dat U, Here, sal aanraak, Jesus liewe naam. Here, elke luisteraar, dat U sal Halleluja, aanraak Jesus. wonderbaarlik, liewe Here. U is die een, liewe Here, wat is, wat was en wat tot Halleluja, altyd Jesus. sal wees, Yes, liewe Here. Jesus. Ek eer vir hierdie Jesus seun naam. van God, want hy is 'n waarmaker Yes, van sy Jesus. woord. Die woord van die Here sê slymer of hy Jesus slaap naam. nie, maar hy staan wakker agter sy woord. Abba Vader, aan U kom die lof, die eer, die prys, die aanbidding kom U Yes, toe. Lord Jesus. Baie dankie dat ons weet, Here, in elke nood, Here, sal U voorsiening Sing, maak. yes, In Lord elke Jesus. behoefte sal U voorsiening maak, Lord want U is Jesus. die een wat 'n weg maak, wat geen mens kan maak. Yes, U is Lord die een Jesus. wat 'n weg kan maak. Baie dankie. Neem U Lord bekommernisse weg. Neem U probleme Yes, stryde. Jesus. Here, dat ons weet, Here, ons het 'n Thank you, anker Jesus. wat ons vas kan aanhou. 'n Halleluja. ware God, 'n ware Yes, Lord helper, Jesus. die een. Here, wie is die een wie vir Halleluja, altyd Jesus. sal wees? Halleluja. Ek bid in Jesus magtige naam, seën Yes, Jesus. een en elk in daardie wonderlike naam van ons Here Jesus Christus met eer en danksegging. Thank you, Amen en Jesus. amen. Amen. Halleluja. Amen. Baie dankie luisteraars dat Yes, julle Lord. geluister het en ons vertrou die Here vir 'n mooi werk. U is welkom om die nommer wat op die skerm verskyn te kontak en ons sal vir julle in ons gebed hou vir enige gebedsversoeke. Die Here seën. Amen.